Welkom vriende, kom ons sit net so. Is hy aan daar by jou, Johan? Dink hy's aan nie so by my, daar is hy. Kom ons sit net so en dan maak ons harte net stil voor die Here en ons vertrou hom om in hierdie môre sy woord vir ons oop te breek. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Ons sê elke Sondag vir U dankie, maar ons bedoel dit, Here, dankie dat ons weer hierso kan wees. Dis nie vanselfsprekend nie, Here. Dis U genade, dis net U genade wat ons veilig deur hierdie week gebring het. En dankie dat ons hier by mekaar kan wees en na U woord kan luister. Dankie dat U ons so ryklik seën uit U woord. Dankie dat U woord lewe is. Dankie dat U woord ewig en onveranderlik vas is, Here. En vanmôre bid ek dat U woord sal wees soos 'n hamer wat rots vermorsel. En Here, miskien is die boodskap nie vanmôre vir iemand in hierdie gebou nie, maar is vir iemand wat later na hierdie boodskap gaan luister op ons kanaal. En ek wil nou al bid vir daardie persoon of persone, Here, dat U vir hulle sal gryp en vir hulle sal aanraak. Dankie dat U vir ons U woord gegee het. Seën ons nou. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Johan sit net vir my hierdie lig hierbo aan, laat ek kom net kan duidelik sien. Verlede week het ons begin met die profeet Micha. En ons het net so vinnig oorsigtelik na die boek Micha en die profesie van Micha gekyk. En ons het verlede week gesien, die boek is klein, maar die boodskap is kragtig. En vandag gaan ons begin met die eerste hoofstuk van Micha. En David Guzik gee aan hierdie eerste hoofstuk in Micha die tema, die komende oordeel oor Israel en Juda. Die tema vandag in ons Bybels is dit oordeel oor Samaria en Jerusalem. Ons tema vandag gaan wees ongeneeslike wonde. Ongeneeslike wonde. Blaai dan saam met my na Micha hoofstuk 1, die van julle wat 'n Bybel het, en ons sal deur die hele hoofstuk beweeg. Ons gaan deur al 16 die verse werk vanmôre en dan sal ons volgende week aanbeweeg na hoofstuk 2. Die hoofstuk open met die bekendstelling van die outeur, die skrywer. Vers 1. Die woord van die Here wat tot Micha, die Morastiet gekom het in die dae van Jotam, hier is die konings, Agas en Hiskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem. Nou vriende, Micha bedien rofweg tussen 739 tot 686 voor Christus. En soos ons verlede week net oorsigtelik genoem het, die sonde van die noordelike ryk Israel het nou ook in die suidelike ryk wortel geskiet. En koning Agas veral is goddeloos en onder hom lyk dinge baie sleg in Juda. En Micha begin dan om te profeteer beide teen die noordelike Israel en die suidelike Juda. En hy waarsku hulle dat God hulle gaan oordeel aangaande hulle geestelike toestand en hulle verskriklike sonde. Kom ons lees vers 2 tot 5. O volke, luister almal saam. O aarde en sy volheid, let op, sodat die Here getuie teen julle kan wees, die Here uit sy heilige paleis. Want kyk, die Here gaan uit sy woonplek uit, en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde, en die berge smelt onder hom, en die laagte skeur oop soos was voor die vuur, soos water wat langs sy helling afstroom. Dit alles vanweë die oortredinge van Jakob en vanweë die sondes van die huis van Israel. Wie is die oorsaak van die oortredinge van Jakob? Is dit nie Samaria nie, die noorde? En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie? 'n kragtige beeld. God wys aan Micha kragtige beelde. Die Here daal af uit sy heilige woonplek. En Micha sien in hierdie gesig hoe dat die voete van God die hoogtes van die aarde raak
en hoe dat die berge voor hom wegsmelt en die klowe opvul, terwyl hierdie grond wegbeweeg voor God, soos warm was. Die boodskap is duidelik, as die berge en die klowe nie voor God kan standhou nie, wie is die sondige mense van Samaria en Jerusalem? Nou vriende, ek het 'n bietjie oor hierdie gaan sit en dink, die wêreld hier om ons is maar plat, né? As 'n mens so hier deur die Hoofveld ry, dan sien 'n mens nie veel berge nie, jy moet bietjie meer oos gaan of bietjie meer noord gaan, dan begin ons bietjie meer berge sien. So dis vir ons moeilik om hierdie in ons gedagtes op te roep, maar kom ons gaan net op 'n verbeeldingsreis vanmôre. Kom ons sê, ons ry nou af na die Drakensberge, en ek en jy gaan staan voor Monk's Cell, wie van julle was al daar, of by Cathedral Peak, ons gaan staan daar en ons kyk na hierdie verskriklike berge voor ons. En dan verbeel ons onsself, as ons menslik gesproke, hierdie berge moet plat maak, en die klowe moet opvul, sodat dit 'n plat rugbyveld is. Wat sal dit alles vat? Hoeveel springstof? Hoeveel bulldozers? Hoeveel vragmotors? En padskrapers? En kompakteerders? Sal dit vat om daai berge gelyk te maak? En ek is seker 'n mens dink by jouself, maar dit is menslik onmoontlik. Nee, dit kan gedoen word, maar dit sal ongelooflik lank vat en ongelooflik duur wees. Micha sê, ek het God sien neerdal uit die hemel, en toe sy voete die berge raak, toe raak dit soos was wat smelt en gelyk word. Stel jouself voor dat God aan jou so gesig moet wys. Stel jouself voor dat God jou op so 'n duidelike, helder manier sy krag en sy heerlikheid wys. Die verskriklike ontsag wat dit in jou sal veroorsaak vir God. Dit sal jou vul met 'n ontsag vir God soos jy nog nooit van tevore geken het nie. En na daardie gesig, hoe anders sal jy en ek nie kyk na die wêreld om ons nie. Hoe anders sal ons nie daarna kyk na die mense om ons nie. Hoe anders sal ons nie kyk na sonde en die wêreldse plesier en sisteme nie. Dan kan 'n mens begin om te verstaan waarom die profete van God so anders na die wêreld gekyk het. So anders gekyk het na die mense om hulle. Hoekom hulle soveel ontsag vir God gehad het, en hoekom hulle met soveel dringendheid tot die mense van God probeer spreek. Want hulle het gesien wat die gewone mense nie sien nie. En hulle verstaan met wie het hulle te doen. Wanneer jy die krag en die majesteit van God gesien het, so klinkklaar, helder, duidelik soos Micha en Jesaja en Hosea en Esegiel, kan jy nooit weer anders na hierdie lewe kyk nie, nooit weer nie. Die volk aan die ander kant was nie so ernstig in hierdie saak nie. Hulle het gedink hulle vaar nie te sleg nie, in vergelyking met die nasies om hulle nie. Hulle het dan steeds offers gebring aan God, hulle was nog steeds vroom en godsdienstig wanneer dit op die feesdae was en die offers gebring moes word. Hulle het totaal vergeet, soos ons verlede week gesê het, wat God eintlik van hulle verwag het. En hulle het vergeet dat die oordeel begin altyd by die huis van God. Petrus skryf dit vir ons in 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Hulle het dit totaal vergeet. Hoekom hang hierdie swaard oor hulle koppe? Vers 5. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob, vanweë die sondes van die huis van Israel. En wie is die oorsaak van hierdie oortredinge? Samaria, die noordelike ryk, en Jerusalem, die suidelike hoofstad. Dis waar die probleem lê.
Nou julle, ons het verlede week gesê, die probleme het in die hoofstede begin en afgespoel na die platteland toe. In vers 6 en 7 sê Micha vir God se mense en vir die noordelike ryk, omdat julle nie bekeer nie, gaan God Samaria gelyk maak met die grond. Daarom sal ek Samaria 'n pynhoop maak op die veld, 'n plek om wingerdstokke te plant, en ek sal haar klippe in die dal laat afrol en haar fondamente bloot lê, en al haar gesneede beelde sal stukkend geslaan, en al wat sy as hoereloon ontvang het, met vuur verbrand word, en al haar afgode sal ek tot 'n verwoesting maak, want uit hoereloon het sy dit versamel, en tot hoereloon sal dit terugkeer. Samaria, die hoofstad van die noordelike ryk, God waarsku, bekeer julle, draai weg, kom terug na my toe. Hulle wou nie luister nie. In 722 voor Christus maak die Assiriërs Samaria plat, en al hulle afgode en al hulle beelde waardeloos. Waldke skryf hieroor, hy sê, goue beelde van so 'n hoë monetêre waarde, maar tog so geestelik en polities waardeloos. Die veroweraars het dit maar net weer opgebreek en die geld gebruik om dieselfde siklus weer te herhaal. En dan sê hy die volgende woorde, slegs die hart van 'n verdorwe mens kan sulke goed aanbid. Vriende, sonde en selfsug, selfverheerliking en rebellie teen God eindig altyd in 'n gemors. Altyd. Sonder uitsondering. Kan nie anders nie. En dis vandag nog steeds so. In vers 8 en 9 ween en klaag en treur Micha, omdat die oordeel ook na Juda en Jerusalem sal kom. Ons het hierdie vers verlede week aangehaal. Daaroor wil ek rou klaag en huil. Ek wil kaalvoet en naakloop. Ek wil kla soos die jakkalse en treur soos die volstruise. Aangaande hierdie vers skryf Boyce, Micha het nie net God se oordeel aangekondig en toegegaap nie. Hy het so diep omgegee, dat hy saam met die mense van God geween het. Hy het geween oor die toestand van God se volk. Want sê hy in vers 9, waarlik haar wonde is ongeneeslik. Want dit het gekom tot by Juda, en dit reik tot aan die poort van my volk, tot by Jerusalem. Haar wonde is ongeneeslik, so het dit vir Micha gevoel. Daar's geen hoop hierson nie, alles is verlore. Vanaf vers 10 tot 16 sê Micha dat die skande van Juda se oordeel duidelik sigbaar sal wees vir almal. En soos ek verlede week net 'n vooruitsig gegee het, hy noem hulle dorpie vir dorpie, en hy spreek die oordeel uit volgens hulle naam, maar eers spreek hy die verleentheid uit wat oor hulle sal kom. Hy begin in vers 10 en hy sê, moet dit nie in Gat vertel nie, ween daar ganslik nie. Sien, Gat was 'n stad van die Filistyne, en wat Micha eintlik sê is, asseblief Here, moenie dat die Filistyne sien wat u met u volk sal moet doen nie. Moenie dat die verleentheid van sonde voor hulle duidelik word nie. Maar die verleentheid van sonde en ongehoorsaamheid kom ons altyd in die lig. Altyd. Die probleem in ons dag is dat sonde nie meer 'n verleentheid is nie, vriende, dit is 'n lewenswyse. Aanvaarbaar omdat dit algemeen geword het. Maar vir Micha was dit 'n verskriklike verleentheid, dat die uitverkore volk van God, die God wat hulle, die volk wat hy uit Egipte uitgelei het, dat hulle so verneder moet word, was vir hom 'n verskriklike verleentheid. En dan begin hy om hulle aan te spreek dorpie vir dorpie. En hy praat van Ben Ofra. Ben Ofra klink soos die Hebreëse woord vir stof. En Micha sê vir hulle, julle sal in die stof rondspartel wanneer die oordeel van God oor julle begin. In vers 11, trek weg in smadelike naaktheid, o inwoners van Safir. Die inwoners van Saanan trek nie uit nie. Die weerklagte van Bet Hassel sal julle daar die verblyf ontneem. Safir klink soos die Hebreëse woord vir mooi.
Micha sê vir hulle, julle dorpie van Safir sal nie meer mooi wees nie. Julle sal kaal en vol skande wees wanneer die oordeel van God oor julle kom. Aanaan klink soos die woord in Hebreëus vergaan uit. Micha sê vir hulle, julle sal nie kan uitgaan nie. Wanneer die oordeel oor julle begin en die weermagte teen julle optrek, sal julle vasgevang wees in julle stad en julle sal nie kan uitkom nie. Bet-Aes sal beteken die nabystad, en Micha sê vir hulle, wanneer die oordeel begin, sal julle so weeklag, dat julle vir niemand 'n nabystad sal wees, of vir iemand tot hulp sal kan kom nie. Vers 12, want die inwoners van Marot wag in pyn op iets goeds, omdat die onheil neerdaal van die Here na die poort van Jerusalem. Marot beteken bitter. Micha sê vir hulle, wanneer die oordeel kom, gaan julle bitterheid en pyn beleef. Vers 13, span die perde voor die wa, o inwoners van Lages. Dit was die begin van die sonde vir die dogter van Sion, dat die oortredinge van Israel in jou gevind is. Die naam Lages klink soos die Hebreëse beskrywing van die term na die perde, hardloop na die perde of spring vir die perde. Lages was een van die versterkte stede. En normaalweg wanneer daar probleme was, sou hulle ruiters na die perde spring om te gaan oorlog voer. En Micha sê vir hulle, nee, julle sal nie na die perde spring om oorlog te voer nie. Julle sal die perde voor die waan span om te vlug. Vers 14, baie hartseer. Daarom moet jy 'n afskeidsgeskenk gee aan Moreset Gat. Die huise van Agsip sal 'n teleurstelling wees vir die konings van Israel. Moreset Gat klink soos die Hebreëse woord vir getroud. En Micha sê vir hulle, julle moet bruidsafskeidsgeskenke bring, want julle gaan oor van een bruidegom, Juda, na die volgende bruidegom, Babylon. Agsip klink soos die Hebreëse woord vir bedrieglik of teleurstelling, en Micha sê vir hulle, julle stad sal so vinnig val, dat julle 'n groot teleurstelling sal wees vir die leiers van Israel. Vers 15, nogmaals sal ek jou 'n veroweraar bring, o inwoner van Maresa, en die adel van Israel sal tot by Adullam kom. Die naam Maresa is familie van die Hebreëse woord vir besitter of erfgenaam, en Micha sê vir hulle, julle sal verseker aan iemand anders behoort, wanneer die oordeel van God oor julle gekom het. Adullam is die naam van die plek waar koning Dawid geskuil het terwyl hy gevlug het voor Saul, en Micha sê vir hulle, wanneer die oordeel van God kom, sal julle adelikes weer na Adullam vlug om te gaan skuil. En dan volg hierdie verskriklike woorde van vers 16. Maak 'n kaalte op jou hoof, sê hy vir hulle, en skeer jou weens jou troetelkinders. Maak die kaalplek groot, soos die van 'n aasvoël, omdat hulle van jou af weggevoer is in ballingskap. Micha sê vir hulle, skeer julle hare af in rou en in berou, en doen dit ordentlik. Skeer dit af, laat julle lyk soos aasvoëls, wat nie vere op hulle koppe het nie, sodat hulle koppe diep in die pense van aasdiere kan indruk. Want God gaan julle gunsteling kinders, julle troetelkinders, julle geliefdes, julle bloetjies, die wat in die aande om julle slaap, die vir wie julle lief is, die vir wie julle lag, hulle gaan weggevoer word van julle af. Ons praat van troeteldiere in die moderne wêreld, en Micha praat van troetelkinders. Julle troetelkinders, sê hy vir hulle, sal iemand anders se diensknegte en diensmaagde word, en julle sal beroof word van julle kosbaarste, julle troetelkinders, julle dierbare kinders. Maar hulle het nie geluister nie.
En een vir een het al hierdie woorde van Micha begin waar word, soos die woorde van Jesaja. In 605 voor Christus stuur Nebukadneser na die koning van Juda en hy sê vir hom, luister, jy sal aan my begin belasting betaal. En die koning moes. En nog steeds het hulle nie geluister nie. Nog steeds bekeer hulle nie tot God nie. 8 jaar later in 597 voor Christus stuur Nebukadneser sy troepe en hulle gooi 'n beleg rondom Jerusalem en hulle beleer Jerusalem. En nog steeds bekeer God se volk hulle nie. 11 jaar later in 586 voor Christus verwoes Nebukadneser Jerusalem. En nog steeds verhard hulle harte. En die roem van Juda se kundiges, die vakmanne, die geleerdes, en die roem van die troetelkinders word weggevoer na Babylon, onder andere Daniël en sy 3 vriende. Net soos wat Micha en Jesaja hulle gewaarsku het 100 jaar voordat dit gebeur. Kan jy die genade van God sien? Hoeveel tyd gee God sy mense om hulle te bekeer? Hy begin hulle waarsku nog voordat Nebukadneser gebore is. Maar hulle wou nie luister nie, en daarom dat Micha so hartseer en so stikkend was. En geen ander vers in hierdie hoofstuk wys die diepte van sy pyn, soos vers 9 nie. Waarlik, haar wonde is ongeneeslik. En waarlik was hulle wonde ongeneeslik, want die volk het ten spyte van hierdie waarskuwings steeds hulle harte teen God verhard. En as ons nou net kan terugdink aan Jesaja, selfs terwyl hulle in Babylon was die meeste van hulle nog steeds ongehoorsaam. Enkeles, soos Daniël en sy 3 vriende, en die bidder in Jesaja hier aan die einde, het God aangeroep vir genade. Die meeste van hulle was verhard. Na hulle terugkeer 80 jaar later sou Jerusalem en die tempel nooit weer dieselfde wees nie. Gaan lees maar die boeke van, tog soos Nehemia, wat teruggekom het om die muur te herbou en die tempel te begin herbou. Dit was nooit weer dieselfde nie. Die glorie van Jerusalem was weg. Die glorie van die tempel was weg. Ongeveer 300 jaar nadat Micha hierdie woorde gespreek het, daal daar 'n stilte neer op die volk van God vir 400 jaar. Waarlik was hulle wonde ongeneeslik. Vir 400 jaar is daar 'n oorverdowende doodse stilte. God praat nie, God sê niks nie, hy stuur nie profete nie, hy waarsku nie, hy oordeel nie, hy straf nie, hy los hulle net. Ek weet nie wat is erger, om pak slaag te kry, of daai stilte. Onthou julle dit as kinders? As jou ma en pa nie met jou wil praat nie, want hulle is kwaad vir daai stilte. En na hierdie 400 jaar van stilte, skree 'n baba seentjie een nag in Bethlehem. En hy kom in hulle midde in, as verlosser, in die eerste plek, vir hulle. Want ons Heiland het gesê, ek is gestuur na die verlore skape van Israel.
En hy wandel tussen hulle en hy leef as een van hulle. En hy doen wonderwerke en praat soos iemand wat hulle nog nooit gehoor het nie. Hy doen wonderwerke wat hulle nog nooit gesien het nie. Hy sê goed wat geen profeet nog ooit voorheen gesê het nie. En tog verwerp hulle hom, net soos hulle die profete verwerp het. Kort voor sy kruisiging sê ons Heiland hartseer die volgende woorde, Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar gemaak het. Jou troetelkinders, ek wou hulle bymekaar gemaak het. Soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak. Maar julle wou nie. Hoeveel keer het ek al van hierdie kansel af gesê, vriende, dis nie God se skuld nie. Die situasie waarin ons as mense ons bevind in 'n sondige en 'n vervloekte wêreld is nie God se skuld nie. Dis ons. Kort nadat hy hierdie woorde gespreek het, skree hulle, kruisig hom, weg met hom. Waarlik was hulle wonde ongeneeslik. Micha was reg. In 70 na Christus maak die Romeine Jerusalem plat, net soos die Babyloniërs voor hulle. Die herboude tempel breek hulle af tot op die fondamente om al die goud en silwer uit te kry wat tussen die stene was. Alles. En God se volk word versprei reg oor die destydse bekende wêreld, die sogenaamde diaspora. Waarlik, hulle wonde was ongeneeslik. En vir die laaste 2000 jaar is daar 'n Jodehaat, antisemitisme reg oor die wêreld. As jy bietjie daaroor gaan lees, dan kom jy agter hulle noem dit the longest hate, die langste haat. Geen ander volk is nog ooit so lank gehaat soos God se volk nie. En tot vandag toe weier die meeste van hulle steeds om te erken dat hy hulle redder en hulle Messias is. Ten spyte van alles wat in die Nuwe Testament staan, hulle weier. Waarlik, hulle wonde is ongeneeslik. Paulus skryf hieroor in Romeine 11 vanaf vers 7. Verskoning. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry. Daar was 'n handjie vol. Daar's altyd 'n handjie vol. Maar die oorgrootste meerderheid is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap. Oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. Hoekom? Want hulle was in hierdie rigting klaar op pad en hulle het hulle verhard in daai rigting. Dan sê God, okay, ek gee 'n gees van slaap oor julle dan. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet en 'n stryk en 'n struikelblok en 'n vergelding. Laat hulle oë duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Waarlik, hulle wonde is ongeneeslik. En vriende, hulle wonde sal ongeneeslik bly tot daardie dag wanneer ons Heiland aan die voorpunt van die hemelse leerskare sy voete neersit op die Olyfberg. En hulle hom vir die eerste keer sien vir wie hy werklik is. Hulle sal sien hom wie hulle deurboor het en hulle sal ween en weeklaag soos wat 'n mens ween oor 'n eersgebore kind. En hulle sal voor sy voete neerval
en hulle sal hom aanbid as hulle Heer en hulle Meester en hulle Koning vir die eerste keer in al hierdie jare. En daardie oomblik sal hulle wonde begin genees. Vandag in die Nuwe Testament weet ons dat geen wonde is ongeneeslik nie. Nie waar nie? Ons wat die Here ken, ons weet, geen wonde is ongeneeslik nie. Want Jesaja 53 vers 4 en 5 het 'n werklikheid geword. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Is dit nie 'n wonderlike voorreg nie? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar is na die kruis en na die bloed wat op Golgotha gevloei het, geen rede, vriende, waarom ons wonde ongeneeslik hoef te wees nie. Die enigste rede waarom wonde ongeneeslik kan wees, is dat ons weier om hulle na Jesus toe te bring. Ons as mense, en ek is amper klaar, doen verskillende wonde op deur ons lewens. Mense vuil ons en maak ons seer. Mense misbruik ons soms en dit laat wonde. Mense kom ons te na en dit laat wonde. Mense stel ons teleur en dit laat wonde. Trauma gebeur en dit laat wonde. Ouers verwond kinders, kinders verwond ouers. Gewoonlik word hierdie wonde ons toegedien deur ander mense of lewensomstandighede. Maar vriende, daar is een soort wond wat ons onsself toedien. Die wonde van sonde. Ons doen dit aan onsself. Want sonde beseer die mens, fisies, emosioneel, sowel as geestelik. Dit is waarom Paulus sê dat die loon van die sonde is die dood, want dit verwond jou, en dit hou aan om jou te verwond. En as jy lank in sonde lewe, sal niks van jou siel oor nie. Dis stikkend, dis gebroke. Sonde verwond ook verhoudings, maak uiteindelik verhoudings dood. Kom ek vra net die vraag, hoeveel huwelike het al net in hierdie dorp gevou as gevolg van sonde? Die wonde van sonde. Die een is ontrou aan die ander, die een vloek en skel die ander, die een disrespekteer die ander, ensovoorts, miskien wederkerig. Ons sondig teenoor mekaar, ons verwond mekaar, ons verwond onsself, en uiteindelik bly daar niks van die huwelik oor nie. Hoeveel gesinne sal uit mekaar uit as gevolg van sonde? Hoeveel gemeentes sal uit mekaar uit as gevolg van sonde en die wonde van sonde? Kom ek gee jou 'n waarheid vandag. Mense wat emosioneel stikkend is, genees nooit tensy hulle breek met sonde nie. Kan nie. Want jy's net daar waar jy bietjie beter voel, ons al weer 'n wond. Jy's net daar waar jy bietjie beter voel, ons al weer, jy verwond jouself elke keer, en elke keer beskadig jou eie siel. Dit is waarom ons Heiland moes ly. Dit is hoekom hulle sy rug stikkend geslaan het. Dit is hoekom hulle hom deurboor het. En dit is hoekom sy bloed gevloei het en hy moes sterf. Want die loon van die sonde is die dood, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en deur sy dood kan ons lewe, maar alleen as ons dit aangryp,
alleen as ons berouvol met ons sonde breek en dit bely en in geloof na hom toe kom vir wedergeboorte, sodat hy ons kan begin genees en die wonde kan ophou. Daar is 'n groot geneesheer en hy kan genees. Maar dan moet ek en jy na hom toe kom en ons moet kom hulp vra. En ons moet kom breek met sonde. Kan ek vanmôre vra, en ek sê weer, miskien is dit nie eens vir iemand hier nie, maar dis vir iemand op ons kanaal, is jy verwond, geestelik, emosioneel, dalk fisies? Jy is al vir jare 'n kettingroker en nou het jy kanker. Jy het jouself verwond. In 'n poging om jou pyn te stil, het jy miskien na alkohol of dwelms gegryp en geestelik en emosioneel het dit jou nog meer verwond. Miskien was jou hulpmiddel, jou kruk verhoudings en jy het rondgeval van een verhouding na die ander en dit het jou nog verder verwond. Wat ook al jou lewensstorie is, wat ook al gebeur het, hoe diep verwond jy ook al is deur die lewe en deur sonde, ons Heiland het gesterwe daarvoor. Jy hoef nie so voort te gaan nie. Jou wonde en my wonde is alleenlik ongeneeslik, solank as wat ons weier om dit voor die voete van die kruis te kom neerlê. Miljoene mense het oor die afgelope 2000 jaar genesing gevind by en deur die kruis van ons Here Jesus. En so kan ek en jy en elke ander mens. Geen verhouding kan jou en my genees en verlos van die wonde van sonde nie. Geen hoeveelheid dwelms of alkohol kan jou en my help nie. Dit verdoof die pyn net so vir 'n rukkie. Geen hoeveelheid rykdom kan jou help nie. Dit verdoof die pyn net so vir 'n rukkie. Geen plesier kan ons help nie. Dit verdoof die pyn net so vir 'n rukkie. Alleen die bloed en die kruis. Kan ek jou vanmôre vra, sal jy kom? Kom ons bid saam. Here, ons kom verenig voor U vanmôre as U kinders. En ons bid vanmôre vir iemand wat na hierdie boodskap gaan luister. Sonde het jou verwond, jou stikkend geslaan. Daar's niks oor nie. Niks help meer nie. Dit voel vir jou asof daar geen hoop of uitweg meer is nie. Hoor vanmôre, Jesus kan jou wonde genees, maar jy moet dit na hom toe bring. Jy moet dit voor hom kom bely. Jy moet dit by die kruis los. Jy moet wedergebore word. Jy moet vervul word met die Heilige Gees, sodat jy kan begin lewe soos 'n kind van God, deel van die huisgenote van God, 'n erfgenaam, 'n mede-erfgenaam van Jesus. Die bloed in die kruis wag vir jou. Sal jy kom buig? Sal jy uitroep? Sal jy kom smeek? Daar is geen wonde ongeneeslik nie. Bring dit net na hom toe. Dankie Here. Dankie. In U naam. Amen.